Baie welkom by hierdie uitsending van Bybelstudie saam met François. Ek is Joseph François Oberholzer, verbonde aan die Ministry of Reconciliation in Suid-Afrika en ons is gesetel in Viliersdorp in die Wes-Kaap. Ek nooi u om vandag weer saam met my te luister na 'n diens wat gelei word deur professor Stefan Joubert. En die tema waaroor dit handel is, julle moet soos Jesus kyk. Ons tema, kyk anders, kyk soos Jesus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons by u kan kom leer van kyk, van reg kyk, van anders kyk, van hart langs eerste kyk. Raak ons oë en ons hart aan, sodat ons sal kyk soos Jesus. Dankie dat ons dit mag bid in u naam. Amen. Ek wil begin met 'n moeilike teks en 'n moeilike verhaal. Waarskynlik die moeilikste teks in die Christendom. Ek lees saam met jou en dit is ons tema, maar julle. En ons begin vanoggend met die tema, maar julle moet anders kyk, soos Jesus. Julle moet anders kyk, soos Jesus. En ek begin saam met jou lees in die bekende bergrede, Matteus hoofstuk 5, vanaf vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van my Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies. En hy laat reën oor die wat reg doen en die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die fariseërs dan nie ook net so nie? Die moeilike teks, 'n moeilike verhaal. Simon Wiesenthal is dalk aan baie van julle bekend. Hy was 'n bekende nazi-jagter na die Tweede Wêreldoorlog. Simon Wiesenthal het as Jood in 4 konsentrasiekampe gevangene gewees. Ek dink hy was in Treblinka, Auschwitz en in Lemberg. Gebeur die episode waaroor hy 'n boek skryf, 'n kort boek na die Tweede Wêreldoorlog, The Sunflower, kort boekie, ek dink 40 bladsye, ek het laasweek weer deur dit gelees. En in The Sunflower vertel hy 'n verhaal wat hom sy hele lewe lank bygebly het en vandat ek die eerste keer gelees het, my lewe lank by my bly. Hy vertel dat terwyl hulle daar is en uit die Joodse gevangenskapkamp stap, moet hulle na Lemberg toe stop en daar na 'n hospitaal gaan help. En terwyl hy daar is, die volgende oomblik gryp 'n Duitse verpleegsuster hom uit die ry uit en sê kom, en hy stap in 'n klein kamertjie in wat donker is en hy ruik die dood in die kamer. En soos hy daar instap, sien hy daar lê iemand in die donker wat heeltemal toeverbind is en die persoon wink hom nader. En dit is 'n jong Duitse SS-soldaat van hulle spesiale magte soldaat. 21 en hy's besig om te sterwe. En hierdie Duitse SS-soldaat sit sy hand op Wiesenthal en hy sê hy wil vir hom 'n storie vertel. En Wiesenthal as 'n Jood wat beleef het hoe sy familie al doodgemaak is, hoe mense daar in die kamp soos diere elke dag doodgeskiet word as die offisiere lus is, wil sy hand lostrek, maar dis asof die offisier hom so vir 'n oomblik vashou en sê, kan ek my storie vir jou vertel? En hy vertel vir hom dat hy deel was van die top SS-magte wat Rusland diep ingeval het. Ergens word hulle teruggedryf en soos hulle terugval in een dorp is daar 'n hinderlaag en 30 van sy kollegas SS-soldate word doodgeskiet. Uit weerwraak besluit hulle offisier in een gebou en hy sê vir die SS-soldate, julle skiet elke ou dood wat uitkom, uit weerwraak. En hierdie jong man vertel vir Wiesenthal, hy sien hoe 'n Joodse pappa met sy vrou en sy 4-jarige seentjie staan en hoe die pappa vir oula sy hande voor sy kind se oë sit, laat die kind nie sien hoe hulle vermoor word nie. En soos hy terugval, is hulle weer in Russiese skermutselinge en hy word noodlottig gewond en hy lê in Lemberg in die konsentrasiekamp waar hulle ook Duitse soldate versorg. En hy sterf en hy sê vir Wiesenthal, ek het as 'n gelowige, as 'n jong kind in die kerk groot geword, maar ek het my geloof verloor, maar ek kan nie sterf,
voordat die Jood my nie vergewe nie. En daar sit Wiesenthal. En hy maak sy hand los en hy stap uit. En die aand sy terug in die konsentrasiekamp. En hy vertel vir sy mede-Jode, hulle sê jy moes die man doodgemaak het, jy moes hom verwrig het. En die volgende dag moet hy weer gaan en hy bid, hulle sien hom nie raak nie, maar die suster sien hom en sy sê kom. En toe hy daar kom, toe's die Duitse soldaat reeds dood. Maar hy het 'n paar pakkies gelos wat hy sê dit moet Wiesenthal vat en vir sy ma wat in Stuttgart bly gaan gee. Wiesenthal het geweier. Dit het so by hom ingespeel en na die oorlog het hy 'n baie beroemde nazi-jagter geword. Julle sal baie van Wiesenthal lees as julle dit gaan Google. Maar hierdie storie het hom so bygebly dat hy 'n boek skryf, The Sunflower, en uiteindelik vir 'n klomp wêreldberoemde leiers soos die Dalai Lama, uiteindelik Desmond Tutu van die wêreld se grootste filosowe vra, wat sou julle gedoen het as julle in my plek was in daai kamer waar daai man sy hand op jou sit wat jou eie mense soos diere vermoor het en hy sê vergewe my. Wat sou jy gedoen het? En hy vertel hy het sy hand losgemaak en uitgestap. En in die laaste uitgawe van die boek is daar omtrent 200 bladsye se reaksies wat van die wêreld se bekendste leiers skryf, wat sou jy gedoen het? So dis die vraag, wat sou ons gedoen het? Maar julle, en ons is terug by ons teks van Jesus wat sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand haat, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Dit is maklik om 'n Christen te wees totdat jy iemand het om te vergeef. Dit is maklik om 'n Christen te wees totdat jy vir die hoeveelste keer lees van 'n plaasmoord of dit jou dalk tref, jou familie. Dit is maklik om te vergeef totdat jy ingedoen word en al jou geld verloor. Dit is maklik om te vergeef totdat jy in 'n land bly wat jy goddeloosheid en misdaad elke dag in die oë moet kyk. Dit is maklik om te sê jy moet vergeef totdat die krag vir 10 dae af is en almal vloek en swets en jy moet anders te praat. Miskien is die vraag nie reg nie, miskien formuleer ek dit verkeerd, miskien is die vraag nie of dit maklik is nie en of dit moeilik is nie, miskien is die vraag is dit reg? En dit is moeilik. Ek verstaan so goed dat teoloë deur die eeue gesê het, die bergrede is amper onmoontlik om te doen. Dit is makliker om te haat, soos ek altyd vir myself sê, ek het altyd kapasiteit vir nog iemand van wie ek nie hoef te hou nie. Ek kry dit van self reg. Ek hoef nie 'n kursus te loop en kan ek nog van 10 mense nie hou nie. Ek kry dit van self reg. Ek kry dit van self reg om te besluit ek hou van nog 20 ouens nie as ek op die radio geluister het nie, maar my kapasiteit om lief te hê is bitter laag. As iemand vir my sê as ek dit hoor, as ek Wiesenthal lees, dan dink ek, wat sou jy gedoen het, Joubert, as jy daar gesit het? En daai ou het jou paal en almal vermoor en jou familie. En hy sê vergewe my. Wat sou jy gedoen het? Ons kan mekaar onder baie skuldgevoelens sit en daarmee is die kerk ook goed om jou gedurig te laat skuldig voel. Dis nie moeilik. Ek sê altyd vir myself as ek voorberei vir enige preek, die Here moet my help dat ek nie die standaard ding doen, want dit is baie maklik om vir mense te sê ons leef nie op aan die Here se standaard nie. Wie doen dit in elk geval? So mense kan by elke kerkdiens uitstap met 10-100 nuwe skuldgevoelens, maar julle moet nogtans die woord van die Here doen en ek ook. En daarom is die roete wat vir my bevryding bring en die tema wat ek volgende by aansluit. Maar julle moet kyk soos Jesus. Want jou doen spruit voort uit hoe jy kyk. Ons kyk nie met ons oë nie, ons kyk met ons hart. Dit weet ons uit die neurowetenskap. Ek gaan nou nie weer vertel nie, ek onthou ek het al in 'n preek hierso vertel van al die studies, maar ons kyk met ons hart. Jou hart besluit wat sien jou oë eers raak. Jy kan dit maar toets. Gaan kyk as jy 'n koerant lees, wat lees jy eers? Gaan kyk watter stories maak jou die blyste en die slegste. Kyk wat sien jy eers raak. Jy kyk met jou hart. Jou hart bepaal jou kyk. Maar julle moet kyk soos Jesus. En ek het gedink om vandag en daar gaan net so 'n paar tekste wat sommer so op die oorhoofse projektor gaan wees uit Lukas 5 wil ek begin, want as ek as 'n gelowige
in 2025, of as ek in 1944 in Treblinka was, of in Lemberg, as ek 'n gelowige is die belangrikste ding wat ek moet weet, voordat ek weet wat ek moet doen, is om te weet hoe het Jesus gekyk. En om Jesus se kyk aan te leer. Want elke studie wat ek al in my lewe gelees het, sê kinders se eerste rolmodel is hulle ouers. En as jy 'n Christen word, as jy 'n kind van God, is jou eerste rolmodel Jesus. Nie jou eie gevoelens en die res van die land en almal nie. So as jy 'n Christen is, het jy Jesus se kyk alreeds deur sy gees in jou. En Jesus het so 'n ander kyk gehad. So my vraag is, wie het Jesus eerste raak gekyk en wat het hy gedoen as hy gekyk het? Lukas hoofstuk 5 vers 20. Sien ek Jesus kyk geloof raak en bring herstel. Die eerste wat Jesus sien is geloof. En ek gaan nou nie die hele teks lees nie, ek lees Lukas 5 vers 20. Toe hy hulle geloof sien, sê hy, mens, jou sondes is vergewe. Dis die bekende verhaal daar waar die ou so deur die dak afsak, deur sy vriende wat hom so deur die dak laat afsak. En interessant genoeg, kyk Jesus vir hulle geloof. Dis 'n konsternasie van 'n storie. Ek bedoel, hulle breek Petrus se huis se dak af. Jy sal iets oorkom as ouens jou huis se dak afbreek om 'n ou te laat genees. Ek bedoel, al hierdie, soos ek altyd sê, die kinderbybelprentjies vir almal wat met heilige hande sit, was toe nie so nie. Jy keer vir alles wat op jou dak afval, daai asfalt. Jesus moes dalk nog 2 wonderwerke gedoen het, waarvan ons nie weet nie. En Petrus se vrou sê, jy weet hoe duur is loodgieters, hierdie storie moet stop. En ek kan verstaan, my vrou sal dieselfde gesê het en julle ook. Kon nie maar net buite gewag het nie. En hier staan en hier kom hierdie ou af tot voor Jesus. En wat sien Jesus? Nie wat ons sou sien nie, want ek waarborg jou, ons almal sou die chaos gesien het. Ons almal sou sê, so kan dit nie gaan nie. Bid jou af, iemand breek die kerk se dak af vandag. Ons sal sê, het hulle nie respek nie, ons wou 'n rustige diens gehad het. Maar Jesus kyk anderster. Hy kyk hy 4 vriende se geloof raak en hy klap vir hulle hande en hy sê, julle gebed is verhoor. Tweedens, Jesus kyk afgeskryfde mense raak en maak hulle sy disippels net 'n entjie verder in Lukas 5 vers 27 en 28. Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit. Dis die belastinggaders, onthou julle tollenaars, wat in samewerking met die Romeinse korruptes was. Hulle was die groot korrupte ouens van die dag. En toe Jesus hom sien, sê hy vir hom, volg my, en hy het alles net so laat staan en opgestaan en Jesus gevolg. Ek wil waag om te sê, as ons in die eerste eeu geleef het, ek sou in elk geval. En ons stap by 'n tollenaar se plek verby en Jesus stop, sou ek gesê, Here, gee hom 6 van die bestes. Want hulle het jou geld gesteel. Hulle was SARS na die ander kant toe om. Hulle was die maffia. Ons weet dat die tollenaars, daar was slegs Romeinse soldate naby tolhuise, want hulle die tollenaars beskerm, want dit was die Romeinse inkomste. Tollenaars kon vra wat hulle wil. En as jy nie daai tolgeld betaal het nie, dis nie soos vandag nie. Hulle het ouens met sterk arms wat jou vingers breek as jy nie betaal nie. Ek sê altyd Saggeus daar in Lukas 19, die hooftollenaar, hy was die godfather. Dis as jy moet aan die maffia dink as jy aan tollenaars dink. En die fariseërs het gesê, God kan nie tollenaars red nie. Ek het nou die dag weer 'n 3de eeuse gebed raakgeloop van 'n rabbi wat gesê het, die grootste sondaars in die land is tollenaars. So hulle is tot en met verlore. Nie as God wil iets met hulle te doen hê nie, glo die fariseërs. En hier stop Jesus en sy eerste blik is volg my. Ek dink altyd aan die woorde van my vriend Rudolf Botha wat sê, as Jesus volgelinge soek, begin hy op die ashoop. Hy begin by sy vyande. Hy gaan nie deur 'n katalogus van voortreffelike geloofspresteerders nie. Hy vat nie die top 10 ouens in die gemeente, gaan vra vir elke leraar, wie is julle top 10 lidmate? Wie dra die balkie vir voortreffelikheid? Wie het alweer die ereklere in godsdiens gekry nie? Hy begin op die ashoop. Jesus kyk anders. Hy kyk nie 'n dak wat breek nie, hy kyk vriende wat omgee vir hulle vriend raak. Hy kyk nie die afgeskryfde raak nie, hy dink ek gaan hom opskryf. Ek is baie goed met opskryf. Godsdiens is baie goed met afskryf. Met ons en julle.
Ek het ook maar so groot geword dat die kerk is so ons en julle besigheid. Maar Jesus is so goed met opskryf. Hy kyk hierdie man raak en hy verander. Derdens, Jesus kyk sondaars raak. Hy het nou 'n onreine raak gekyk in die groot Lukas 7 vanaf vers 36 verder. Kyk Jesus hierdie vrou raak. Kom ek lees saam met jou vers 44. Jesus eet by Simon die Fariseer, is 'n deftige ete. En dan bars hierdie sondige vrou in, sy het losse hare, wat vir ons vertel sy's 'n sekswerker, want vroue wat nie sluiers gedra het nie, was of weduwees, of hulle het hierdie beroep beoefen. En sy kom raak aan Jesus, wat Jesus volgens Joodse wet tot sononder onrein maak. En dan is Jesus 'n gasheer briesend. Nou lees ek in vers, sy naam is Simon, en dan draai Jesus na Simon toe, vers 44. Hy kyk na die vrou, en dan praat hy met Simon, sy Fariseer gasheer. Sien jy hierdie vrou? Kyk hoe kyk Jesus. Simon sien 'n sekswerker, 'n onrein vrou. 'n Vrou wat jy nie eintlik by die ete wil hê nie. Kom ons wees eerlik, ons gaan nie gelukkig wees as so 'n vrou hier by Moedersdag vanmiddag by die ete inbars nie. En mense gaan wonder, nou wat maak sy daar? Wie is skuldig? Hoekom is sy genooi? En Jesus doen iets radikaals. Hy kyk en hy sê, Simon, jy sien 'n sondaar, ek sien 'n vrou. Ek sien 'n vrou. En hierdie vrou gaan deur God aangeraak word. Hou die spasie dop, meneer. God gaan iets doen wat jy nog nooit gesien gebeur het nie. Wat jy nie kan dink moontlik is nie. So of jy in Treblinka of in Lemberg of in Pretoria is, wanneer Jesus in die huis instap, sien hy nie die dak wat breek nie. Hy sien die geloof. Wanneer hy by die tollenaar se huis stop, sien hy nie die onreinste, walglikste maffia-leier nie. Hy sien iemand wat een van sy volgelinge kan word. En wanneer hy in die groot godsdienstige se huis is, sit hy nie met afgryse en kyk na hierdie vrou nie. Hy sê, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom en water vir my voete het jy nie vir my gegee nie. Maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met my hare dit afgedroog. 'n Soen het jy nie vir my gegee nie, maar vandat sy ingekom het, het sy nie opgehou om my voete te soen nie. En dan sê Jesus vir haar, jou sondes is vergewe. En toe is almal natuurlik briesend. En toe sê hy, gaan in vrede, jou geloof het jou gered. O, dis Jesus in volkleur. So die vraag waarmee ons begin, hoe gaan ek Matteus 5 vers 38 reg kry? Om my vyande lief te hê. Ek kry nie eers baie keer oulike mense lief gehê nie. Hoe kry ek nou nog die minder oulike mense lief? Het is maklik om van lekker mense te hou. Die heidene kry dit ook reg. Slegte mense kry dit ook reg. Maar Jesus vra 'n tweede myl. Maar Jesus sê, kom kyk deur my oë. Kom sit saam met my, wanneer ek in Kapernaum sit en hulle Petrus se huis se dak oopbreek. Dan leer ek jou anders kyk. Kom loop saam met my buite Kapernaum, wanneer ek by 'n tollenaar se werksplek verbystap. En dan gaan vir jou ander oë gee. Kom eet saam met my in die regte lewe, saam met grandmense. En sien hoe maak ek as die sondares van die dorp instorm. Maar wat is dit? Wat is dit? Wat is dit aan hierdie kyk van Jesus? Want 'n mens kyk, het ek gesê, hartlangs. Jesus self sê in die bergrede, as jou oog donker is jou hele lewe donker. So jy kyk vanuit jou hart, het Jesus al gesê, en ons weet dit vandag uit die moderne wetenskap, jy kyk met jou brein, jy kyk met jou hart, jou brein kyk selfs onderste bo en links regs oor kruis, sal jy onthou uit die biologie uit. Jou brein moet dit vir jou omdraai en dit herfokus. En ons weet vandag presies waaraan gee jy voorgrond en waaraan gee jy agtergrond deur studies. Dit wat jou emosies dryf, bepaal jou kyk. So, as ons kyk nie verander nie, as ons die tipiese Suid-Afrikaanse kyk het, as ons die tipiese Pretoria kyk het, as ons die tipiese diklip kyk het, as ons die tipiese keelvol kyk het, as ons die tipiese dis klaar met ons kyk het, gaan jy altyd kyk wat jy kyk en sien wat jy sien en saamstem met die manne met die kanne in die hande en die beswaarde dames by die skool en die jong ouetjies, gaan die storie altyd iets anders wees. Gaan jy dalk in die kerk sing, prys die Here, maar as jy daar agter in die huis sit saam met almal onder die tafel, dan sê jy maar,
Dan gee jy maar jou knope en jy vertel hoe lyk dit, totdat jy saam met Jesus loop. Maar laat ek julle leer. En ek wil stil staan by 2 tekste wat Jesus se kyk, sy hart kyk, illustreer. En die eerste een is Lukas 7 vers 11. Want die vraag is, wat maak dat Jesus anders kyk? Ja, die antwoord is tog logies, hy is die seun van God. Maar Lukas wil meer as dit vir ons sê. Ek wil hierdie verhaal lees, Lukas 7 vers 11. Kort daarna het Jesus in 'n dorp met die naam Nain ingegaan. En sy disippels en hy is 'n hele menigte mense saam met hom. Toe hy naby die ingang van die dorp kom, word daar 'n dooie uitgedra om begrawe te word. Hy was die enigste seun van sy ma en sy was 'n weduwee. Byna die hele dorp se mense was saam met haar. Hoor nou, hier is die sleutel. Toe die Here haar sien, het hy haar innig jammer gekry. Almal huil, maar Jesus se hart breek. Ek het al in 'n ander konteks onthou ek 'n keer wat ook hier verwys na die grootste Griekse woord vir emosie wat die Nuwe Testament ken. Daar's 'n paar. Maar hierdie is vir my persoonlik en dit word gebruik net deur Matteus, Markus en Lukas vir Jesus se diepste emosie en vir God se diepste emosie en een keer vir 'n persoon. En dis die werkwoord splagnitzomai. Nou ons ken dalk die Griekse woord agape vir liefde. Maar splagnitzomai kom eintlik, en ek hou nie baie van etymologie nie, maar van die ou Griekse etymologie af as mense ouens sou gesê het ek splagnitzomai as ek slegte of goeie nuus skryf, dit ruk my ingewande. Dit beteken letterlik is my binneste ruk. Ek dink julle het dit ook al beleef, as jy slegte nuus hoor, jy voel dit hier, jy voel die pyn. Of as jy verskriklik bly is, iets binne in jou gebeur, iets binne in jou roer. En ons weet ons emosies is sterker as ons informasie. Ons is almal, al het jy op 'n linkerbrein, het jy 'n regterbrein, ons emosies bepaal en ons diepste emosies is drywers van ons gedrag. As jy volhaat is, gaan jy haatdraand lewe. As jy bitter is, gaan jy verbitterd wees. Jou emosies dryf jou lewe, maar Jesus se diepste goddelike emosie is innige medelee. Splagnitzomai. Ek moes die keer toe daaroor gepreek het, ek weet nie, ek hou nie boek van my preek nie, moes ek vertel het van al die ander tekste waar dit gebeur. Ek onthou in Markus 1 vers 40 as Jesus daai melaatse sien wat sê, sal jy my reinig? Dan skeer Jesus se hart, dan sê ek wil. Jesus kom nie as 'n kliniese persoon met 'n paar voorskrifte nie. Hy het 'n hart wat breek elke keer. As hy daai melaatse sien, daai blinde sien buite Jerigo in Matteus 20 en hulle roep uit hom, dan breek sy hart. In Markus 9 as hy die hongerskare sien, dan staan daar sy hart het geskeur. Jesus het 'n hart wat elke keer breek. En totdat ek nie Jesus se hartklop het, sal ek nie Jesus se kyk hê nie. Dit is vir my maklik om so Simon die Fariseer in Lukas 7 te wees, wat so met afgryse neerkyk op mense. Dis vir my baie makliker om hierdie afkyk mentaliteit te hê, om af te kyk op mense. Ek onthou, ek het al vertel van die verskillende soorte kyke wat mense het, maar jy het ook al agtergekom, daar's hierdie afgryslike kyke, daar's hierdie op en af kyke, daar's daai vuil kyke, daar's daai staar kyke, daar's daai meewaardige kyke, maar wanneer Jesus vir jou kyk, dan kyk hy jou reddend raak. Jesus het nooit mense stikkend gekyk, uitgekyk, weggekyk, afgeskryf kyk nie. As jy hierdie weduwee sien, en haar seun is dood, en in Joodse tradisie begrawe jy op dieselfde dag voor sononder, en hulle dra daai meisietjie uit, daai ou seentjie uit van daai vrou, breek Jesus se hart. En hy's God, en hy raak aan daai kruis, aan daai draagbaar, en hy sit sy hand in die doderyk, en hy haal hy kind uit, soos hy met ons almal eendag sal doen. Wanneer ons sterwe, ons almal wat hier is, sal hy, omdat hy ons lief het, sal hy sy hand in die doderyk sit en ons uithaal, en hy sal ons terugvat na die Vader toe, soos hy beloof. Soos ek altyd sê, hy sal ons by die huis hê voor donker, home before dark, Jesus sal ons daar hê. En hy red hierdie vrou, en dan staan daar almal, vers 16,
is met ontzag vervul en het God geprys en gesê, 'n groot profeet het onder ons opgestaan en God het na sy volk omgesien. O, dis hoe Jesus kyk. Nog altyd. Geliefdes, nog altyd leef ons in 'n verskriklike wêreld. Die afgelope week skaars is die een oorlog aan die gang, dan skiet die Indiërs die Pakistanies op mekaar, plek hulle cricket speel. En dan dink jy, wat gaan in die wêreld aan? En jy gedink Israel het nou al genoeg bloed geproe en hulle moes nou al genoeg geleer het wat in Tweede Wêreldoorlog met hulle gebeur het, dat hulle sal ophou om mense soos diere te jag in Gaza en hou nog steeds aan. En jy dink hier in ons eie land het al genoeg bloed gevloei en nooit hou die wêreld se oorlog op nie. En jy vra, hoe sal ons dit maak? En tussen alles deur stap die man van Nasaret. Die man wat vir Pontius Pilatus gesê het, toe hy hom net voor hom gekruisig het, as my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my volgelinge met swaarde geveg het. Maar weet jy wat? Ek leer hulle om te loop soos ek, en te kyk soos ek. Daarom kon Jesus aan die kruis uitroep, Vader, vergeef hulle. Daarom kon sy disippels, so Stefanus, toe hulle hom vermoor in Handelinge 7, uitroep, Vader, vergeef hulle. Nee, dis nie maklik nie. Dis bitter. Maar weet jy wat, loop saam met Jesus, sit saam met hom in 'n huis, sit saam met hom aan 'n etenstafel, stap saam met hom deur besighede, en leer sy kyk aan, en iets sal met jou gebeur. Iets van hierdie omgee hart sal in jou begin klop. Die laaste teks, my gunsteling teks, weet ek het al hieroor gepreek ook hierso in die gemeente, maar as ek een teks ooit in die hele Bybel vir myself sou moes uithaal, as dit vir my sou oorbly het ek net een teks kon kies, sou dit my teks gewees het, Lukas 15 vers 20. In die bekende gelykenis van die jammerhartige vader, verkeerdelik benoem as die verlore seun, dis nie die punt nie, die punt is God, nie die kind nie, die punt is God se hart. En wanneer Jesus vertel van hierdie kind wat terughardloop, ons almal ken die storie, vertel Jesus in die hart van hierdie gelykenis, wat is dit met God, dat God hierdie bret terugvat, want hierdie ouetjie is regtig 'n klein droogmaker. Hy het sy pa dood verklaar, dis wat jy doen as jy jou erfporsie vat terwyl jou ouers lewe, jy sê hulle is dood. Hy het sy ouers dood verklaar. In Joodse tradisie was daar selfs 'n ritueel, wat ons in Joodse dokumente lees, as 'n kind dit met sy ouers doen, dan die res van die familie gekom en 'n pot gevat, en het stikkend gegooi, en dan sê hulle, dis wat ons nou dink van so 'n familielid. En nou kom hierdie kind terug, en volgens Joodse tekste wat ons ook het baie keer die familie wraak geneem, en die oudste seun deur so 'n persoon dood te maak, want hy het skande, shame, oor die familie gebring. So die pa hy kan dit los vir sy oudste seun, wat in elk geval so ongesukkelde ouetjie is, lees ons nie teks. Of daar gebeur iets in die pa se hart, hoor net, Lukas 15 vers 20. En hy, dis die verlore seun, het sonder versuim na sy pa toe teruggekom. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom gesien. Die kyk van God, het sy pa hom gesien. Nou wat gaan God doen? En hy het hom innig jammer gekry. En toe doen God iets geweldigs, volgens Jesus. Hy hardloop hom tegemoet. Dis die enigste keer in die Bybel dat God hardloop. God hardloop nooit. Die beste wat ek sien het, hy stap in Genesis 3. Verder sit hy op sy troon. Dis net Jesus wat vertel sy Vader kan hardloop ook. Kom ons stop hierdie preek net hier. En ons dink 'n bietjie na oor die kyk van Jesus. Jy sien, ek en jy kan 'n verskil in hierdie wêreld maak as ons reg kyk, as ons soos Jesus kyk, as ons die nood van die wees en die weduwee raak sien, van die man op die straat wat in die astrom krap. Ja, Jesus sien nie 'n verlore mens nie, hy sien nog 'n siel raak wat gered kan word. Ek en jy moet kyk soos wat Jesus dit doen. Ja, amen. Tot volgende keer. Die Here seën jou en jou gesin met die keer van sy geestelike seëninge in hemelse plekke. Ja, amen.